1 Petrus 2 vers 1 tot 10. Lê daarom alles wat sleg is, en alle bedrog en geveinsdheid en jaloesie, en alle geskinder af, en smag soos pasgebore babetjies, na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan groei, met die oog op julle verlossing, nou dat julle die goedheid van die Here gesmaak het. Kom na hom toe, die lewende klip, wat wel deur mense afgekeer is, maar vir God uitverkore en vir hom kosbaar is, en laat julle as lewende klippe opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God aanneemlik is. Daar staan immers in die skrif, kyk, ek sit in Sion 'n klip neer, 'n hoeksteen, uitverkore en kosbaar. Maar wie in hom glo, sal verseker nie beskaam staan nie. Daarom is dit kosbaar vir julle wat glo. Maar vir ongelowiges geld, juis die klip wat deur bouers afgekeer is, het die hoeksteen geword, en 'n klip waaroor 'n mens kan struikel, ja, rots wat jou kan laat val. Hulle struikel, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is. Hulle was daartoe bestem. Julle egter is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderlike lig. Julle wat eers nie 'n volk was nie, maar nou volk van God is, wat eers nie ontferming ontvang het nie, maar nou ontferming ontvang het. Jo, geliefdes, ons lees tot so ver. Hierdie is so wonderlik en so ryk teks, nee. My grootste krisis in die voorbereiding was, wat moet ek nie sê nie? Want hier is genoeg dat ons die hele dag hieroor kan praat. Maar ek wil graag stil staan by die pragtige beelde wat Petrus gebruik vir die kerk, vir my en vir jou, want dit gaan oor ons identiteit, oor wie is ons. So dink gou-gou, as jy die teks hoor, as jy die teks gelees het, jy kan maar kyk, dit is 'n oopboektoets. Watter beelde gebruik Petrus om te beskryf wie ons as gelowiges nou is? Watter beelde sien julle daar, wat hy ons mee beskryf? Ek raak nou bekommerd as ek julle gesigsuitdrukking sien. Dankie, dis 'n wonderlike beeld. En ons gaan net terugkom na daai beeld toe, né? Wat tannie Juliana sê, hy sê ons is soos babetjies wat smag na die melk. So dit moet ons definitief aan vashou. Ons gaan net iets daaroor sê. Wat nog? Dit is altyd interessant vir my. Ek het nou nogal met die voorbereiding, dit wat ek gedink het julle gaan sê, en dit wat julle sê, dit was in Escort dieselfde. Is nie, wat julle sê wat ek gedink het julle gaan sê, is nie altyd dieselfde nie. Julle sien goed raak partykeer wat ek selfs goed of wat ek sou gemis het dalk. Nog iemand iets sê? Sê. Ja, asseblief sê dit, hard. Ja, dis hierdie ongelooflike beeld van Christus, die hoeksteen, die lewende klip. En dan's ons die lewende klippe wat hierdie gebou word, hierdie lewende huis tot eer van God. Dis 'n groot beeld in Petrus. Dis een van die 3 maniere hoe hy ons as kerk beskryf, dat ons hierdie geestelike gebou is. Jy is 'n hoekklip in hierdie gebou. Nee, maar kyk die mooi beeld. Hy verduidelik eers van Christus, wat die hoeksteen is. So hy is die een wat hierdie hele gebou in mekaar sit. En dan is ek en jy deel van hierdie geestelike, ons elkeen 'n klip in hierdie gebou. So as jy nou na die kerk kyk, en ek praat nou van die gebou, dan sien jy al hierdie stene wat gebruik is, nou net soos jy, elke steen belangrik is, ek kan tog nou nie net hier, wil ek sê randomly van stene uithaal nie, nee. Dit gaan 'n bietjie drama veroorsaak. Maar soos ek en jy elkeen 'n steen in die geestelike gebou, en dit is ook baie belangrik om dan te verstaan dat ons is die kerk, nie die gebou nie,
want ons is die lewende stene. Die ander beeld wat hy praat van, en dit is vir my so mooi, julle kry dit op die einde, is dat ons nou, julle egter is 'n uitverkoring geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort. Dis wie julle is. 'n volk wat aan God behoort. En hy sê, julle was dit nie eers nie, maar nou is julle volk van God. Julle het eers nie ontferming ontvang nie, maar nou het julle ontferming ontvang. Dit laat ons verstaan dat hy hier skryf vir nie Jode. So ek en jy hoef nie 'n Jood te word nie, dit is nooit wat die Bybel sê nie. Ons is uit die heidendom. Hoor julle moet hierdie woordspeling vang. Daar's altyd gepraat van die volk van God. Dis sy volk in die Ou Testament, Israel. En dan, die ander is nasies. Dis 'n ander woord wat gebruik word vir die heidene nasies. Ek en jy gebruik ons volk en nasie of dit dieselfde ding is. Dit was nie in die Bybel so nie. Nasies is altyd die ander ouens, die heidene. Hoor wat staan hier? 'n heilige nasie. Vang julle die woordspeling, wat Petrus doen, briljant, né? Julle wat nie aan God behoort het, hè? Julle is nou heilig. Julle is die heilige nasie, wat nou sy kinders geword het. Die ander het ons ook gelees in die vorige verse, help my gou, waar het ek het gelees van die priesters? 'n heilige priesterdom. 'n heilige priesterdom. 'n heilige nasie. Gebou is seker ook heilig, né? Die geestelike gebou. En dan dink ek so, pas ek in daai heilige gebou in, of in daai heilige priesterdom in, wat staan nog hierdie geestelike offers moet bring wat vir hom aanneemlik is, né? En hierdie heilige nasie, julle het nou net saam met my ons geloof hardop bely. Kyk wat het julle gesê, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek het vanoggend regtig 'n baie mooi oggend gehad. Dit was lekker om weer in my eie bed te slaap. Ek voel julle ook baie keer soos jy terugkom. Ek het lekker gekuier, ek het die grootste week gehad, maar dit was lekker om my eie bed weer te slaap. En die wonderlike vrou wat die Here vir my gegee het, gaan maak toe, dit is vir my 'n baie groot bederf, julle verstaan nie. Sy gaan maak toe vir my koffie, bring vir my koffie in die bed vanoggend 5:30. Dit is mos nou die beste manier om wakker te word, né? Jy voel of jy in liefde wakker word, en in heiligheid. Hier kry ek my koffie. Nou kan ek gaan stilte tyd hou, kan my oordenking gaan doen en vir julle uitstuur. En ek en my vrou hou saam stilte tyd. En dit is regtig 'n geestelike oggend. En ek voel half geestelik en ek is nou reg om te gaan preek vir mense. En ek klim in die kar en dit is vroeg. Ek is nie gejaag nie, niks is laat nie. Weet son, alles, dit is minder het gebeur, al die goed loop reg. En ek ry en die pad is mooi en ek sien nogal die jakkalsies daar in die park en ek dink, ja, hoe mooi is hulle daar, nee. Kyk, hulle is daar mooi. Ander boere wat met skape boer, dink julle is so mooi op hulle grond, nee. Maar in die park is hulle verskriklik mooi. En ek geniet die natuur en ek is alles half in hierdie, jy weet, is amper in hierdie geestelike vervoering. Totdat ek daar op pad Eskort inkom, daar het hulle mos 7003 speed bumps gebou, omdat hulle van die bose is. En ek verstaan nie, is ek onsigbaar, is die kar onsigbaar, wat gebeur, dat hierdie Zulus reg voor my moet inry. En daar is my heiligheid en my geestelikheid daarmee heen.
en die tale wat ek gebruik om vir hom te verduidelik, dat ek sukkel om te verstaan hoekom hulle nie kan bestuur nie. En ek wonder waar het hy sy lisensie gekoop en al die goeders. En nou, sit net ek wat so sondig, of doen julle ook partykeer? Nee, nou worstel ek daarmee, want nou moet jy onthou daarom, ek is dan met dominee, ek is op pad kerk toe, ek is op pad om nou te gaan preek, en ek sit met hierdie preek in my kop, met al die mooi goed wat by die huis gebeur het, en nou is hierdie goed, en ek dink, en ek sê, wat nou, van al die heiligheid? Wat nou van die heilige gebou? Wat nou van die heilige priester wat jy is? Wat nou van die heilige nasie? Wat nou van ons gemeenskap van heiliges? Ons gaan nog die heilige nagmaal ook vier, net om dit nou nog erger te maak. En ek besef maar, ek moet die ding snap, dat die heiligheid het niks met my uit te waai nie. Die heiligheid het niks met my te doen nie. Dit is alles God se werk. Hy doen dit. Dis hoekom ons nagmaal vier, want Jesus het vir my aan die kruis gesterf, en daarmee het hy deur sy bloed my gereinig, hy het my skoon gewas. Ook van hierdie vererg en woede en enige ding wat ek nog kan en wil sondig, het hy my skoon gewas van, hy het my heilig gemaak. Nie ek nie. En ek en jy moet daai stuk snap. Anders te kom ek altyd op 'n punt waar ek myself wil regryk, en ek wil eers myself regkry voor 'n kerk toe gaan, of enige sulke goeders, wat mos sulke mense wat sê, nee, voordat 'n kerk toe, ek wil nie eendag kerk toe gaan, maar ek moet eers goed in my eie lewe regkry. Kan ek vir jou sê, jy gaan dit nie regkry nie? Jy kan nie. Net God kan dit doen. Net Jesus doen dit. Hy was jou skoon, hy reinig jou. En as dit so mooi as die Bybel sê, en as jou gewete jy nog steeds aankla, God is groter as jou gewete. Nee? Maar dit is mos so, ek voel nou nog steeds sleg. Maar God is groter as my gewete. Hy maak my heilig. Hy vat my en hy sit my in hierdie identiteit en sê, dis wie jy nou is. Klaar. Jy kan niks aan dit doen nie. God het dit gedoen. Jy is nou deel van hierdie heilige nasie. Jy is nou deel van hierdie heilige gebou. Jy is nou deel van hierdie heilige priesterdom. Nou wat moet jy doen? Die teks praat mooi van goed wat ek moet laat staan, of aflê, en dan iets wat ek moet doen. So kom ons kyk, die teks praat eers van die goed wat ek moet aflê. Lê daarom alles wat sleg is, en alle bedrog. Nee, ek en jy werk eerlik met mekaar. Ons doen ons sake eerlik, ons doen ons besigheid eerlik. Ons boeke is oop. Kom ons sê dit reguit. Ons is nie deel van Afrika se korruptheid nie. Ons is anderste. Ons leef anderste. Ons is klaar met daai goed. Ek gee om of die res van die wêreld dit doen nie. Ons doen dit nie. Geveinsdheid. Onthou julle, so 'n paar Sondae terug het ons daaroor gepraat, dat Petrus het geskryf dat julle moet mekaar ongeveins lief hê. Toe het ons gevra, wat beteken dit? Nee? So, die geveinsheid, al die voorgee, al die aangeplaktheid. Wees opreg. Wees wie jy is. Moenie maak of jy iets is wat jy nie is nie. Dit help nie, ek kom staan nou en maak of ek nou alles reg kry. Jy weet, julle dominee kry dan nou reg om nie te sondig nie. Dis 'n leuen, dis vals. Sukkel met alles. Wees net eerlik. Wees wie jy is. Nie voorgee nie, nie aankla nie, niks. Wêreld is moeg vir ons maskers. En jaloesie
En daai ding kom aandelik uit baie plekke, né? Los dit. Petrus sê, lê dit af. Weet jy wat moet gebeur? Wanneer jy na hart bid vir reën, dit werk mos so, jy bid na hart vir reën, want jy het nou reën nodig op jou stukkie grond. En dan val die reën. Ek het al gesien, jy kan hulle in die haal vat en dit daar trek, dan val die reën op die buurman se grond. Nee, jy ken dit. Wat maak jy? Here, het jy onthou jy wie dit is wat gebid het? Nee. Here, dankie vir elke druppel genade wat val op my buurman se grond. Daai huis het iets mooi beleef, daai ma het iets mooi beleef by haar kinders, daai ouma het iets mooi beleef by haar kleinkind, daai oupa het iets mooi beleef, die Here het vir my kleinkind gegee. Wonderlik, eer die Here daarvoor. Ek is saam met jou dankbaar, ek is saam met jou bly oor elke stukkie goed, oor elke stukkie genade wat die Here in jou lewe uitstort. Dis mos hoe 'n gemeenskap van gelowiges lyk. Ons is bly saam met mekaar. Daar is geen plek vir jaloesie tussen ons nie. Ek is bly vir elke stukkie goedheid wat die Here oor jou lewe uitstort. Maak nie saak op watter terrein dit is nie. En dan al die geskinder. Ons het tannie wat nou al 3 weke nie lank met my praat nie. Ek is baie bang sy gaan weer begin om met my te praat. En sy is kwaad vir my, want sy het gesê, ek wil nou nie skinder die maar, en toe sy by die maar kom, toe sê ek, nou moet daar nie. Bly net stil. Maar dominee, jy moet weet. Hoekom moet ek weet? Iemand bel my. Ek moet jou vertel van hierdie 2 kerklaaslede van jou. Ek sê, hoekom? Nee, want jy moet dit weet. Maar hoekom? Hoekom moet ek dit weet? Niks met my uit te waai, nie? Er moes niks aan my gedoen, nie? Wat het dit met my te doen? Niks. Wat met my te doen het, is dat ek glo met my hele hart, die Here het my 'n roeping gegee om julle lief te hê. En ek kan nou kyk, gelukkig die regte mense het dan na volgende kerk toe gekom, né? So nou kan ek dit sê, dat ek is lief vir elkeen van julle wat hier sit. Ek sê uit my hart uit lief vir elkeen van julle, opreg. Ek kan baie ander goed dalk nie beter doen as ander dominees nie, of ek weet ek kan nie, maar ek het my voorgenem, een ding wil ek die beste in doen. Ek wil julle so lief hê, soos geen dominee julle nog ooit lief gehad het nie, en ek het julle so lief. Nou, hoekom wil jy die ding vir my vertel, sodat ek daai mens kan minder lief hê? Dis mos boos. Nee, is dit nie reg van God dat ek julle so lief het nie? Hoekom wil jy nou vir my die ding vertel? Dink daaroor. Hoekom is die Bybel so erg oor dit? Want dis die duiwel se werk om te skinder. Dis net hy. Hy het by God gekom en gesê, hey, het jy gehoor, het jy gesien? Jesus het hom uit die hemel uitgegooi. In ons geloofsbelijdenis, wat ons net gedoen het ons gesê, en Jesus het gesterf aan die kruis en hy ter hulle neergedaal het. En daar was baie gesprekke in die kerk oor, wat beteken dit? Wat beteken dit dat hy ter hulle neergedaal het? Nee, dit is 'n groot gesprek wat ons ook kan hê as julle wil eendag. Maar wat vir my kosbaar was, Martin Luther het oor dit gesê. Weet julle wat het Jesus gedoen? Hy het die oorwinnaarsfakkel, daai tyd het die oorwinnaar mos 'n fakkel gekry wat gewys het dat hy gewen het. Hy het die oorwinnaarsfakkel daar onder die duiwel se neus gaan swaai en hom gesê, ek het jou. Ek het jou uitveroorlê. Ek het gewen. Ek het jou uitoorlê. Ek het jou aan die kruis uitoorlê. Jy het nie meer 'n plek nie. Jy het jou plek in die hemel verloor. Besef jy dat die duiwel kan nooit weer sy voete in die hemel sit nie? Besef jy dit? Hy kan nie. Hy het sy plek daar verloor. En my wragtig, nou wil ek en jy sy werk vir hom gaan doen. Dit wat Jesus vir gesterf het om hom uit die hemel uit te gooi, dat hy dit nie kan doen nie. Nou wil ek en jy sy werk gaan doen. Nee, dis mos nie aan nie. So wat sê Petrus? Los dit, lê dit af, los dit, dis verby, laat dit gaan. Wat moet jy doen? Jou beeld van die babietjie met melk, né? Ek is nou by ouderdom waar ek baie daarvan hou om babas vastrei en
gee die ouers nou vir my hierdie bottel met die melk, en dan as ek nou aspirus, dan druk ek die bottel so teen die baba se wang. Het julle al gesien wat doen 'n baba dan? Nee, hoe gaan hy koppie na daai bottel toe? Hulle raak maar, dis al wat hy soek net daai bottel. Gee my bottel of ek wurg jou. Nou daai ou ding, dis wat hy sê, dis hoe hierdie priesterdom, hierdie gebou, hierdie nuwe nasie lyk. Dis al wat saak maak, al wat vir daai baba saak maak. En het jy al gehoor hoe kan die goed skree? Nee, jy kan nie dink daar kan soveel geraas uit so klein lyfie uitkom nie, is onmoontlik. Nee, mag gee nou daai melk. En dan kan jy sien, dis al wat saak maak. Petrus vat daai beeld en hy sê, dis hoe julle moet wees. Dis hoe julle moet wees. Soos pasgebore babetjies, al wat daai baba nog aan kan dink is die melk. Hy wil net sy melk hê. Hy sê, so moet julle smag na die geestelike, suiwer geestelike melk. Smag daarna, soek dit. Dis al wat vir jou saak maak. Wat is hierdie geestelike melk? Dit het meer betekenisse as wat ons dink, maar deel van dit is die soeke na die ontmoeting met God, na die ontmoeting met God in sy woord. Nee, dat dit is my voedsel. Ek wil God se woord soek. Ek wil daarin my verdiep. Ek wil my verlekker daarin. Ek wil dit hê. En dan kan ek groei. Dan kan ek opgroei en geestelik volwasse raak. So mag julle onthou wie ons is. Onthou wat jy moet los. En onthou waarna jy moet smag. Ek dink dis al wat hierdie teks vir ons wil sê. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie pragtige teks in die woord. Ja, Here, gee dat ons sal leef as 'n heilige priesterdom, 'n heilige nasie, 'n heilige gebou, tot eer van U naam. Amen.